Welkom by die laaste paar uur van die jaar 2020. 'n Jaar wat baie van ons na terugkyk, wat vol bekommernis was, vol onsekerhede en nie regtig geweet wat gaan gebeur en waartoe is ons op pad nie. Party van ons wil glad nie hê die jaar moet klaarmaak nie. Nou sit ons alweer in 'n baie moeilike tyd, maar God is nog altyd met ons. Maar ek wil eers 'n storie vertel. Ek staan so 'n paar weke gelede met my tone boor 'n kliprand en ek kyk 12 meter verder af in 'n diep donker gat vol water. Ergens is daar 'n pel met 'n selfoon wat reg is om 'n video te maak en hy wil die hele tyd aftel 3, 2, 1 spring. En binne in my is daar hierdie worsteling, die een wat sê, "Yes, spring. Dit gaan so 'n lekker ervaring wees. Nice video wat ek kan share en oral vir ouens wys en sê, "Hey, kyk waar ek afgespring." Maar die ander kant van my sê, "Hey, pas op vir jou lewe. Pas op vir die gevaar. Sê nou jy spring en jy maak 'n lelike bellyflop. Sê nou jy val en daar's so 'n stuk tak wat hier ergens, ek weet nie, hier in jou maag insteek. Sê nou net, dis te vlak en daar's 'n klip. Sê nou maar net, en so begin jou brein 'n klomp goeters aan hierdie kant sê, maar aan die ander kant sê die avontuurgedeelte is spring. Doen dit. Jy gaan die ervaring kan opdoen, jy gaan die storie kan vertel. Maar wat van die dieper goed in die lewe? Wat van die meer ewigheidswaarde? Van dit wat jy dalk in jou lewe moet aanpak, want baie keer, en ek praat met myself, kom ek in omstandighede en ek sien goed om my, ek sien die nood, ek besef ek kan iets daaromtrent doen, en dan begin daai worsteling hier binne my. Nee, maar wag, wat van hierdie, wat gaan die mense van jou dink, jy het nie genoeg geld nie, jy het nie genoeg tyd nie, wat van die, jy het net geen kennis nie. Aan die ander kant is dit hierdie urge hier binne my wat sê, yes, go, jy kan 'n verskil maak, gebruik dit wat binne in jou is en doen iets. Ek wil vir jou 'n storie vertel, 'n ander ene, en hierdie ene kom in die Bybel uit. Matteus 25. Jesus vertel dit self, en jy kan dit gaan lees hier van vers 14 af. Kom die meester van 'n eiendom van 'n plaas, en hy sê hy gaan vir 'n ruk lank weggaan, en hy roep 3 van sy slawe. En hy gee vir hulle almal 'n klomp muntstukke. Die Bybel praat daarvan talente. En die ene 5, die ander ene 3 en die ander ene 1. Of 3, 2 en 1. En hy sê vir hulle, jy weet, ek gaan nou weggaan, woeker daarmee. Hy kom terug na 'n lang ruk en hy doen verslag, hy vra verslag. En die een wat baie gekry het dubbel soveel teruggemaak. Die tweede ene het ook dubbel soveel teruggemaak wat hy gekry het. En die derde ene het sy muntstukkie wat hy gaan begrawe het net so teruggegee en hy gee hom vir die Here. En die snaakste gedeelte in daai geskrifgedeelte is dat Jesus nooit kom en dan sê hy, goed uitgedink, goeie beplanning, goed gebrainstorm, jy weet, goeie mindmaps gebou, goeie kreatiwiteit nie. Goed gedoen, well done, is wat Jesus sê, my good and faithful servant. Dit wat jy gedoen het en die opbrengs wat dit gelewer het, dat jy iets gaan doen het. En dat ek en jy die verantwoordelikheid in die lewe het om iets te gaan doen. Om prakties uit te gaan en te gaan doen. Ek moet Jesus opgevaar het hemel toe. Toe sê hy vir sy disippels, gaan dan heen en gaan verkondig die goeie nuus. Jy kan net stil sit nie, jy kan net hier sit en bid nie, dit is ook goed om te bid, maar jy moet iets gaan doen. So wat gaan jy doen vir die Here in die tyd wat voorlê, in volgende jaar? Ek wil vir jou baie ander nice gedeelte lees, en hier's waaroor 'n groot gedeelte van my boodskap gaan vir jou in hierdie laaste paar ure van 2020. 1 Samuel 14, brilliant. Is daar 'n dag, en dit gaan so, in 1 Samuel 14 vers 1. Op 'n dag sê Saul se seun Jonathan vir sy wapendraer, kom ons gaan oorkant toe na die Filistyne se wagpos. Jonathan het nie vir sy pa daarvan gesê wat hy gaan doen nie. Nou hier is die scenario hoe dit werk. Die hele Israel is besig om te kamp, hulle kamp onder 'n boom, hulle is in 'n vallei, aan die ander kant is daar 'n koppie, die Filistyne is daai kant en hulle gaan 'n oorlog maak. Albei partye is bietjie bang om oorlog te maak en mekaar, jy weet, aan te val. So hierdie klomp kamp hierdie kant, daai klomp kamp daai kant toe. Niemand doen iets nie. Jonathan sit en kyk die stories so rond. Hy weet God is binne in hom. Hy's braaf, hy sê iets moet gedoen word. Hy gaan na sy wapendraer toe, die ou wat saam met hom stap en sê, "Hey, kom ons kry bietjie, jy weet, kom ons gaan kry bietjie moeilikheid aan daai kant. Kom ons gaan doen iets." Die storie gaan aan, vers 6. Kom ons gaan oor na hierdie heidene toe, sê Jonathan vir sy wapendraer. Dalk help die Here ons. Hy kan tog deur baie of deur min die oorwinning gee. Nou, as net die ou se wiskunde. Jy weet, wieletjie wiskunde. Hier's wat hy sê is, of ons nou min is of nou baie is, die Here gaan vir ons oorwinning in elk geval kan gee. Jy weet, soos 1 teenoor 100 is, saam met die Here is dieselfde as 100 teenoor 100. In jou normale brein maak dit nie sin nie. Jonathan
vol van die Here sê, hey, dis hoe ons dit gaan doen, dis wat ons kan doen. En dan die beste van alles is sy wapendraer. Weet jy wat sê sy wapendraer? Hy sê, doen wat u dink goed is, sê die wapendraer. Ek is hart en siel saam met u. What a man om saam met jou te hê. En Jonathan besluit, ons gaan 'n plan maak en ons gaan iets gaan doen. Jonathan antwoord toe, hy sê, goed dan, sê Jonathan, ons sal oorgaan, sodat hulle ons kan sien. So nou hier is ons die plan, hè? Ons gaan oorstap, ons gaan nie wegkruip nie, ons gaan stap na hulle toe, sodat hulle ons kan sien. En wanneer hulle ons sien, hier is ons die plan. Geen element of surprise nie. As hulle vir ons sê, bly waar julle is, of ons sal julle doodmaak, moet ons hier bly en nie na hulle toe gaan nie. Maar as hulle sê, kom op hierheen, dan gaan ons op na hulle toe. Dit sal 'n teken wees dat die Here hulle aan ons oorgegee het. Nou kyk net, luister mooi na die scenario. Hier's wat gebeur. Hierdie twee manne besluit, hulle gaan stap. As hulle onder by die koppie kom, die wagpos, die uitkykpos van die Filistyne, en hulle kyk en hulle sien die ouens daaronder, hulle sê, bly julle daaronder. Ons gaan afkom na julle toe, sodat ons op equal ground kan fight. Ons gaan ons voordeel wat ons het van die koppie, gaan ons oorgee, of afgee, sodat ons bietjie meer, jy weet, op 'n gelyke vlak saam met julle, sodat ons teen julle kan veg. Dan weet ons het probleme. Nou dis soos om te sê, jy weet, die onmoontlike gaan gebeur. Want watter vyand gaan sy beste posisie opgee, sodat hy op bietjie meer equal terms met die ander kan veg? As dit gaan oor jou lewe, gaan jy altyd die beste posisie soek. So dis iets wat baie onmoontlik is. Right? Die ander kant is wat hulle sê is, wanneer hierdie ouens vir ons sê, kom op hierheen, vers 11, dan beteken dit, die Here gee hulle in ons hande oor. So die most obvious wat sal gebeur, die ouens staan die bo, hulle sien hulle daaronder sê, kom op hierheen, dat ons vir hulle 'n les leer, kom op, ons gaan julle doodmaak. Dan weet ons die Here is met ons. Strange effek wat hierdie ouens wil uitdink. Dis amper of hulle sê, 'n wonderwerk moet gebeur, om te verhoed, dat ons nie iets gaan doen vir die Here nie. Vers 11, toe die Filistyne hulle sien aankom, roep hulle. Kyk, die Hebreërs kom hulle gate uit waar hulle weggekruip het. Toe roep hulle na Jonathan. Hulle sê, kom op hierheen, sodat ons vir julle 'n les kan leer. Jonathan sê vir sy wapendraer, kom, klim net agter my aan. Hulle klim toe, hande 4 voet boontoe. Die Filistyne het voor Jonathan geval en sy wapendraer het hulle agter hom doodgemaak. Nou, hulle het omtrent swaarde soos hierdie gehad. Hier is die een swaard wat Jonathan voor in sy hand het. Hy is besig om hande 4 voet op te klim. Die ouens van bo af is besig om te fight en so sit in steke hulle en hy sit in wond hulle oral hier om hulle besig om iets te doen en die wapendraer agter, ek weet hy loop met 'n groot hamer rond en hy goep slaat almal se koppe pap, maak almal dood. Wat 'n bold movement en 'n statement vir hierdie twee om te gaan doen het. Sonder enige backup, niemand gebel nie, net gesê, hey, hier's wat ons gaan doen vir die Here. In hierdie eerste geveg het Jonathan en sy wapendraer omtrent 20 man op 'n klein stukkie grond doodgemaak. Wat is die uiteinde? Daar het paniek onder die Filistyne ontstaan, onder die wat in die kamp was en in die veld. Selfs die buiteposte en die roofbendes was vreesbevange. Daar was 'n groot aardbewing, sodat almal nog banger geword het. En skielik is daar 'n oorwinning vir die Israeliete. Omdat iemand gesê het, ek gaan iets doen. Ek gaan nie stil sit en kyk hoe die wêreld om my aangaan nie. Ek gaan nie stil sit en nou maar die status quo net behou nie. Ek gaan opstaan en ek gaan iets gaan doen. En die beste van alles is, hierdie ding wat hulle gaan doen, is die pad met die meeste weerstand. Dis nie 'n maklike pad nie. Hulle moet hande 4 voet opklim. Dis nie 'n normale manier om te gaan veg nie. Maar hulle doen iets. En omdat hulle iets doen, is God met hulle. En gebeur iets daaruit. Hier's 'n paar ander stories uit die Bybel uit. Baie enetjie wat ons goed ken, Markus 6. Jesus is besig om die 5000 mense voor te preek en hulle is almal honger, hulle het nog vrouens en kindertjies ook by en almal is skielik honger. En wat moet nou gedoen word? Jy weet, en Andreas besluit nie, jy weet, hy sien hierso 'n seentjie wat 'n klein blikkie kos het. Maar hy besluit nie net om dit te sien nie. Hy vat dit nie vir homself, hy eet dit nie. Hy vat dit na sy leermeester toe. Nou kan jy dink wat hy moes gedink het in sy kop. As die leermeester hierdie goed sien, gaan hy dalk vir my vra, kan jy tel, ou seun? Jy weet, het jy bietjie van wiskunde gehad tot in se B? Kan jy tel? Kan jy sien hoe baie mense is hierdie, kan jy sien hoe min vis en broodjies is dit? Steeds besluit hy om iets te doen. En omdat hy iets doen, gebeur daar 'n massiewe wonderwerk. Ou Testament.
Die weduwee se kruik, ons ken hom, 1 Konings 17. Toe sê hy, so seker as die Here leef, dis die profeet Elia, as die Here leef, het ek nie meer, of sê hier is die vrou, het sy nie brood om te eet nie. Sy het net 'n handjievol meel in die kruik en 'n bietjie olie in 'n erdekan. En sy gaan gou vir haarself hierdie broodjie maak, houtjies mekaar maak, sy gaan dit eet, en dan gaan hierdie weduwee in hierdie droogte, noodtyd wat hulle is, gaan sy haar laaste broodjie eet, en dan gaan sy doodgaan. Jy weet, hoeveel keer voel ek en jy nie ook so nie? Jy weet, ons het so min, en jy hou vas so styf aan die bietjie wat jy het, dat jy dit nie vir die Here wil gee nie. Jy hou vas so styf daarin en sê, ek het net hierdie bietjie, ek moet net oorleef hiermee. En dan kom Elia en sê hy, moenie bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees nie. En soveel keer sê God ook vir my en jou, moenie bekommerd wees nie. Hy sê, gaan maak dit klaar, net soos jy gesê het. Maar maak eers vir my 'n roosterkoek, en bring dit hier, en daarna kan jy vir jou seentjie sorg. Jy weet, kan jy dink wat daai vrou moes gedink het? Jy weet, is net ek en my seentjie, as ek die roosterkoekie maak en hom vir jou gee, dan is daar niks. Maar hier sê hy, as jy klaar dit vir my gegee, dan kan jy vir hulle ook gaan maak. So sy vat die geloof, en sy gaan doen het. So sê die Here, die God van Israel, die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here dit weer laat reën op die land, na die droogte. En toe sy het dit toe gaan doen, jy kan hom gaan lees in vers 15, en die meel het nie opgeraak nie, en die olie het nie opgedroog nie. En sy het genoeg kos gehad, ek weet nie wat sy gedoen nie, een groot massive pizza shop opgemaak en vir die gemeenskap begin sorg, omdat sy iets gedoen het. Sy het oorgegaan in aksie en sy het God vertrou. Die vraag aan jou is, wat het die Here vir jou gegee? Wat het jy ontvang? Wat is dit wat jy kan gebruik vir God se koninkryk om iets te gaan doen? Om uit te stap en te sê, Here, maak nie saak hoe groot hierdie pad se weerstand is nie. Ek gaan 'n verskil vir u gaan maak daar. Al het ek min kennis, al het ek nie ervaring nie. Wat gaan ek doen om God se koninkryk uit te brei? Want dit help nie, jy gaan net terugsit nie, jy gaan net sê, dat ek gaan nou maar net, weet, soos almal saam moan en negatief wees en terugkyk en sê, ja, dit was so erg, dit was so sleg, dit was so die, dit was so daai. Of gaan jy na die ander kant toe gaan en gaan sê, hey, dit beteken net, daar's meer geleenthede vir my om iets te gaan doen. Want as God met my is, as God aan my kant is, as God dan sy woord vir my gegee het met so baie beloftes, hoekom twyfel ek en jy so baie? As God in die verlede gewys het, hoeveel keer hy vir ons sal sorg, en ek bedoel, die Bybel is vol van sy beloftes, om te sê, hey, en kyk, hoe het ek gesorg, hoekom sal ek jou los in die toekoms? Wees jy braaf genoeg, en gaan doen iets vir die Here, om sy koninkryk te bou. So waar jy ook al is vanaand, waar jy ook al saam kuier, gemaak vir jou ergens vanaand, of dalk môreoggend, 'n tydjie, en maak 'n lysie en skryf dalk neer en sê, Here, hier's 'n paar dinge wat ek vir u wil doen in die jaar 2021. Hier's 'n paar goed wat ek graag wil sien verander, en ek gaan die agent van daai verandering wees, want God is met jou. So dankie Here dat ons kan weet dat u ons nooit sal los nie, u sal ons nooit verlaat nie. Dankie dat u guns op ons rus as u kinders. En Here, help ons om boldly uit te gaan en goed te gaan doen vir God. Om oor te gaan en prakties te raak met dit wat u vir ons gegee het, dit wat u in ons hande gesit het, die talente wat u vir ons uitgedeel het. En dankie dat ons ook weer kan uitsien na 'n nuwe jaar. 'n Jaar wat weer vol geleenthede is, waar ons iets vir die koninkryk kan doen. In Jesus naam. Amen.